Right, ons is nog steeds natuurlik hierso in Moederstad, Weskus en ons maak saam met Varashka lekker peri-peri chicken. Kom ons bou hom. Right guys, natuurlik ons 'n bietjie vandag ons is 'n bietjie weg van die Weskus af, ons is 'n bietjie Moederstad toe en ons kuier hier in Durbanville saam met Varashka, 'n mommy influencer soos hulle dit sal noem. Natuurlik 'n bietjie tips vir die kinders en die babatjies, die ma's, daar's sy. So, terwyl ons besig is met daai, ek hoop jy eet 'n bietjie iets met 'n bietjie byt. Ek doen actually nie, maar ek sal vir jou. Maar vir vandag. Ek sal vir jou doen. Okay. Nee, dan gaan ons 'n lekker peri-peri chicken doen. So ek gaan basically vir die mense op hierdie episode wys hoe om 'n hoender te spatchcock of aan ander woorde te flatty. Ons gaan die rug uithaal. Dan gaan ons hom omdraai, hom lekker knak, massage daar gat hy en dan gaan ons hom spice op die braai, baste met die peri-peri sous. 'n Baie eenvoudige. Maar dit gaan meer oor baie mense koop flatties wat klaar geprekriseel is, pre-marinate is, maar ek voel partykeer daai hoenders oud. So koop eerder 'n vars hoender en maak dit by die huis, is baie vinniger en baie goedkoper. Dan kan jy doen met hom wat jy wil. Ja, hy gaan vandag vir my iets leer. Ons gaan nou vir julle almal wys. So terwyl ek hier gaan begin, gaan ek jou vra om vir my 'n bietjie te vertel want ek ken jou content nou glad nie eintlik nie. Onthou ek is 'n pappa, so ek gaan nou nie mamma en met kinders se content tipe goed kyk. So ek wil hê jy moet vir die kykers daar buite sê, wat doen jy? Wie is jy? Ek is Varashka. Ja. Want dit is wat dit is met Varashka. Net Varashka. Ja, dit is wat dit is want Dis hoe dit is met kinders. Ja, onvoorspelbaar. My content is maar hierdie alledaagse dinge wat ons doen. Okay. As mamas en goeders waarmee ons moet deel in die real wêreld en lewe en al daai tipe dinge. Ja. En ja, dan maak ek maar net lekker humor video's oor daai tipe situasie. Doen jy goed oor jou kinders ook self? So daar's video's van jou en jou kinders en goed wat gebeur of is dit maar meer net? Meeste van die my content word natuurlik uit my huis uit self geïnspireer. Okay. En dan meeste van die tyd of baie van my video's speel my kinders wel in. Hoe so hulle is fisies in die video? Hulle is in dit, maar nie altyd nie. My kinders raak nou ouer, so dit is nou 'n bietjie meer embarrassing vir hulle. Ja. So hulle wil nie meer nie. Toe hulle kleiner was dit nou vir hulle 'n bietjie meer van gewees en dat ek vir hulle nog 'n geldjie gegee om hulle video te speel. Dan moet jy hulle nog bribe ook. So dit is lekker content want jy weet ons met kinders moet jy hulle altyd bribe op iets doen. Doen gou met die skorp. Ag nee. Okay, ek sal vir jou data laai. Jy weet, net meer soos gestel hou. Jy moet heeltyd data hê en dit verval nie. So, kinders data natuurlik hulle TikTok mos man. So. Ja. Right, so Castello Gigs is natuurlik die een om te doen veral met die kinders wat nou net data, hulle selfoon nou net. Is jou kinders ook net so selfoon oral of restrict jy hulle bietjie? Ja, dis die beste manier hoe ek vir hulle kan 'n hok of iets, jy weet, as ek nou jy blok mos net 'n foon neus. Ja, of ek vat hom maar net af. Okay. So, voordat ons 'n bietjie verder praat, so die mense wat nou 'n bietjie kyk op by die huis, julle het nou gesien, ek het die ruggraat uitgehaal in die middel net sommer met 'n lekker groot dik skerp. Dan vat jy hierdie rugbeen hier so die borsbeen eintlik en jy druk hom net so. Jy behoort dalk amper op die video te hoor hoe kraak hy. Dan kraak hy en daarso is jou spatchcock, lekker dik borse, boutjies, dan sy vlekkies en al gatte. So wat nou lekker is met hierdie hoendertjie, jy kan nou die vel oplig, maar dit is partykeer so 'n bietjie disgusting. Jy kan die vel oplig soos daai, dan kan jy nou botter insit. Of jy kan jou spices insit. Want partykeer as jy 'n hoendertjie mos nou maak en jy gooi spices op die vel, dan word die vleis binne nie geflavor nie. So dis lekker as jy 'n bietjie sousie binne, 'n bietjie spicy binne en dan weer buite. So dan albei kante, want nou as die velletjie afkom, dan het die hoender onder regtig niks. Jy weet ons velletjie raak so 'n bietjie crispiness. En as mense gaan neig om die velletjie te eet en dan eet hulle net vir al hierdie lekker vulle, die borsies. Hulle is maar baie droog. Varashka, so ons maak nou, ek het gedink, jy het veral met ma's wat nou natuurlik in die week nou nog moet kos maak. Hoender is maar nog is goedkoop, dis maklik, is vinnig en ek dink kinders met chicken nuggets en daai tipe goed, like ons maar ook altyd so hoenderboutjie. Dis maklik in hulle hand en hulle vat hom. So ek gaan hom doen met een van ons winged spices. So dis 'n lekker hoender spice. En soos ek nou hier besig is om te spice onder die vel en binne en om en aan, gaan ek jou vra 'n bietjie net te proe.
Okay. Want die mamas doen ons maar altyd die shopping. Ja. So jy moet obviously, ek dink jy sien uitseker om bietjie net te proe. Net bietjie te proe, ja. Ons Jy doen spice die is 'n werk, bietjie ek doen die proewerk. Ek wil nou essentially vir jou sê, mamas het mos maar die lekker opinies, hulle maak die kinders groot, almal glo mamas maak die beste kos en goede. Ja. So ek wil graag jou opinies hê oor ons produkte. So ek het nou so 'n paar net gebring vir die shoot. 'n Lekker roast herb veggies. Ek like om op met woorde te speel. En jy sal sien is 'n baie lekker kruie spice vir jou veggies. Ek gebruik hom ewen in mince of pastas op 'n pizza base en sulke dinge. Ek is ongelooflik lief vir hierdie spice. Sit jy nou op? Hy is baie versatile, maar dit is as jy roast veggies doen in die oond. Ek het hom nou al op 'n pizza base gemaak. As ek pizza maak, dan gooi ek hom op die base in plaas van oregano of wat. Baie lekker. Baie lekker spicy. Baie lekker. En Jy mince sien op verskillende pastas. geure, ja. Alright, en dan het ons natuurlik aromaties. So jy sal sien hy het 'n bottertjie. Okay. So baie mense se eerste of ek gaan jou eerste. Ek weet wat jou eerste reaksie gaan wees. Maar ek gaan amper al vir jou sê eers vir my. Okay. Dit het iets met popcorn te doen. Plant ek daai saadjie. Plant ek hom. Maar hierdie Cheese and chives. nee, botter. Oh. Botter. Goed. Met lekker. En sterk. Sout. Baie Of botter. sout, ek weet nie. Is dit die botter of is dit sout? Onthou aromat spice moet mos maar lekker sout wees. Nee, Jy gooi hom op jou eiers. As hy te veel vir jou. Nee, hy's reg. Jy kan hom net nie so alleen eet nie. Nee, jy moet hom kos eet. ja. Nee. Ek dink nie daar's mense wat hom net so uit hulle hand uit eet nie. Dis weer. Nee, Maar dis ek baie vang jou lekker. nou op die kant hierso. Okay, dan die laaste een. Het ons die winged spice. Okay. Baie great. Ons spice is baie versatile. Jy kan hom op steak en chops en whatever gebruik, maar ons sit obviously vir hulle name. So hierdie is eintlik vir jou hoendertjie, maar hy werk great op 'n choppie of 'n steakie en whatever. En dit is die een wat ons in elk geval gebruik sommer op moet die ek hom hoendertjie. proe? So proef my daai enetjie en dan hooplik like jy hom. So En ver dan is al jou spices baie Is dit? lekker. Ek het in my lewe nog nooit jou spices. Ek dis het lekker geweet jy vol maak vlei, hy's sterk. baie lekker. So ons het dit nie, hy's nie oorgegooi met sout nie. Dis hoekom jy kry al die flavour. Dis baie lekker. Baie lekker. Makelaars, as admin jou vasvang, hoor hierso. Ashanti MBS is die ouens wat die perfekte kombinasie voorberei om jou te help. Hulle kom om jou tyd vry te maak vir bemarking. Bly ingeskakel by Ashanti MBS. Dis jou tyd om glad te seil. So ons gaan hom nou basically die skien afhaal, die hoe kan ek sê, die velletjie afhaal. En ons gaan hom nou hier onder invee en dan gaan ek jou vra of jy gou vinnig vir my hierdie twee kan doen. Okay. So ek gaan hom hou hierso so. En dan moet ek hom nou met die groot kant spaar. So gooi hom vir my, maar gooi hom maar stadig, laat ons lekker Goed, met die groot flavour. kant. Kap hom maar so. Lekker, daar So, sy. genoeg. Yes, daai ek gaan hom so half so 'n bietjie uitvryf ook so. So daai is perfek. Laat ek hom net so half uitvryf hierso. Net soos daai. Dit nou maar lekker. So nou lê ek onder daai velletjie, so dan jy flavour onder die velletjie kry en ek maak hom toe. So ek wil hê jy moet half vir my hierdie een net vinnig. So jy druk maar jou vinger in en maak hom net los. Dan moet ek hom hier onder tot hier onder toe indruk. Ja, maak hom lekker los en ek gaan vir jou dan as jy hom oop het daaronder dan kan ek hom ingooi. Okay, jy kan maar gooi. So gooi daar en dan rub jy hom net vir my lekker. So net soos daai. En dan terwyl jy besig is met daai ene gaan ek sommer gou hierdie een kap. Maar nou kry ons daai flavour oral in die hoender. Ja. Wat lekker werk is as jy nou die hoendertjie net so 'n bietjie vir 'n halfuur laat rus. Okay. Dan trek daai spice nou in die vleis in van die hoender ook. Lekker. So, wat ons gaan doen is vir hierso, ons martel omtrent hierdie hoender. 'n Sarme hoendertjie. Ek gaan hom nou net rustig so gooi. Ons het nou obviously met die spices en jy het nou juist gevra, daar's 'n groot gat klein gat. Okay. So jy sê nou die groot gat gooi nou mos maar lekker Ja. maklik. Maar as jy nou baie mense like nie van dit want hulle kan nie lekker judge hoeveel gaan hulle gooi nie. Het jy nou obviously natuurlik die klein gaatjie, maar jy weet hy gooi maar baie minder. Ja. Maar is baie meer controllable. En dan het ek nou die dag iemand gesien, hulle vang hom so en druk die bottel so. Wat lekker werk, ja. So daar's die hoendertjie essentially nou basically klaar reg, baie simpel. Ons gaan nou vuur toe. Op die vuur gaan ons hom bys met daai peri sousie. Moet hy daai lekker char grilled kry. En dan gaan ons 'n garlic broodjie saam gooi en ons gaan happie. Dit klink baie lekker. Maklik, né? Nee. Kom ons gaan braai hierdie hoender. Okay, great. Alright, awesome. Ons sit julle by die vuur. Nie soos nou by die braai, ons gaan nou lekker braai. Lekker spatchcock. So essentially
met 'n hoendertjie op 'n vuur is maar iets wat jy amper half op so in die middel opgooi. Gooi hom nooit op warm kole nie want hy's geneig om buite te brand of gaar te word en binne sy moet maar nog rou. En jy sal sien die vuur is so medium. En ek seker jy maak nie gereeld vuur nie, nê. Nee. Dis maar die man se, hierdie is nou die man se job, Die nê. man doen, maar my man is nie so goed met die hoenderbraai nie, hoor. Maar die ding is met hoender moet 'n mens versigtig wees want as die vuur te warm is, jy wil hom nie opgooi wanneer jy 'n steak opgooi nie. Want dan brand die hoender buite al en binne is hy nog rou. So ek verkies 'n lekker medium kool en dan vat ons hom rustig. Ja. Tot jy kan voel. Jy sal sien, die hoender is mos nou so sag. Jy sal voel, jy kan actually voel hy word so lekker styf en dan's hy reg. So ek gaan hom so rukkie so los en dan gaan ons hom begin bys met daai sous. Lekker. Daar's hy. So ons is terug van die vuur af en hierdie hoender ruik ongelooflik, moet ek sê. Dit doen. So ek gaan nie meer verder praat nie. Ek dink ons moet hom proe. En dan sê vir my, ek weet jy het gesê jy's nie mal oor die warm brandgoede nie. Maar hy ruik so lekker, ek kan nie wag om te proe nie. Want hy drup en hy's vol sous en is so lekker. Dit is baie lekker. Ek's nie mal oor iets wat brand nie, maar hierdie is regtig lekker. Hy's te nie veel brand so nie. baie Maar 'n peri chicken moet ons maar 'n bietjie van, maar dit is nie doodbyt nie. Maar die snaak is 'n regte Mozambican peri. Heerlik. Die mamma verskoon as my mond vuil raak. Want ek eet nou baie lekker. Kan ek maar my hande afvee aan hierdie? Natuurlik, dit is jou nou wel gesponsor Wat sê enetjie kan ek M&M daai kant. M&M marketing guys, check hom uit. Ek gaan hom nou daar smeer dat jy hom kan Daar's sien. hy. Daar gee hom nou mooi karakter, né? Dan gaan ek hierdie lekker garlic broodjie eet. Nou hierdie mooi garlic broodjies is natuurlik gesponsor deur Milou bakkery in Somerset West. En hulle het dit vars vir ons gemaak vanoggend, letterlik. Baie lekker. Net vir die shoot. Lekker. Vat jou Vurk word gebring deur In en Om Suid-Afrika in samewerking met Volking Fantasties. Volg In en Om Suid-Afrika en hulle verskillende streke op Facebook vir meer interessante mense, plekke en stories. Maar hierdie my boy, hierdie is fantasties. Is baie lekker, joh. So daar wat nou. Maklik soos dit, 'n lekker spatchcock of 'n flatty chicken. By die huis vinnig maklik, sappig. Saam met Waraska. Ja. Daar doen ons hom. Ons sien julle op die volgende episode ook natuurlik hier in die Weskus somewhere. Julle moet maar uitkyk. Daar vat hy. Bye. Fantasties.